Vriende, goeiedag en baie welkom by vanoggend se aanlyn erediens. Ons dink vandag bietjie saam oor ons tweede laaste tema van ons preekreeks, so ook op die aarde. As ons vandag nou so gaan saam dink, dan blaai ons na 2 Samuel 9 toe, daar in die Ou Testament, om vir ons iets te kom vertel oor ons tema van hoop bo vrees. Nou, as ons hierdie verhaal vanoggend hoor van Dawid en Mefiboset, dan wys dit vir ons iets van die gevoel wat 'n mens kry wanneer jy voor 'n keuse staan om te kies, gaan jy vanuit hoop reageer of gaan jy vanuit vrees reageer, en hoe hoop ook die vrees kan oorwin wanneer dit gestalte kry in ons lewe. Nou, 1 en 2 Samuel, die boek eenheid is, kry ons hier in die Ou Testament by die geskiedenisversameling van boeke, wat begin by Joshua. Joshua trek met die Israeliete, of Godse volk, daar uit die woestyn uit, deur die Jordaanrivier in die beloofde land in, en dan wanneer hulle daar in die beloofde land is, dan vestig hulle self daar, waar hulle bly, en hulle is 'n ruk lank daar, en hierdie tyd wat hulle self vestig in die beloofde land, het die land of die volk nie amptelike leierskap nie. Daar's nie amptelike konings wat aangewys is nie. Hulle het net die rigters wat so half spontaan opstaan om leiers te wees vir die volk. Daarom staan hierdie tyd in die geskiedenis ook bekend as die rigter tydperk. Op 'n stadium dan kom die volk na Samuel toe, wat ook 'n rigter is, en hulle vra vir Samuel dat hulle wil graag ook 'n koning hê. Hulle kyk na al die nasies wat rondom hulle daar is, en hulle sien hierdie pragtige beeld, politieke figuur van 'n koning wat sterk staan, wat sy volk lei, en hulle sê hulle wil ook graag 'n koning hê. En spite van Samuel se pleidooi en die waarskuwing dat dit nie so goeie idee is nie, bly hulle aandring daarop. En dan praat Samuel met God, en God salf dan vir Saul as die eerste koning van die volk Israel. Net so kort iets rondom 'n rigter. 'n Rigter was nie noodwendig 'n leierfiguur wat ingestem is, of wat as gevolg van 'n bloedlyn 'n leier was nie, soos wat konings mag gewoonlik werk nie. Rigters was doodgewone mense van die samelewing, wat spontaan na vore gekom het en opgetree het as 'n leierfiguur, of iemand wat die volk natuurlik gesien het as 'n leier. Ons kan in vandag se taal amper half sê dit was soos die influencers van hulle tyd, wat ons nou op sosiale media kry. Mense wat 'n groot volgeling het, wat die vermoë het om mense se denkwyse te bepaal. Die Here wys dan vir Samuel aan as die eerste koning, vir Saul, en Samuel salf hom dan in as koning. En vir 'n ruk lank gaan dit goed, die eerste gedeelte van Saul se heerskappy. Hy is nou hierdie nuwe koning, en almal is opgewonde daaroor, maar dan ergens raak dinge bietjie suur, dit verval. Saul raak ongehoorsaam, hy wil nie meer luister na wat Samuel vir hom sê, die goeie raad wat hy gee, die woord van God wat hy daar bekend maak nie. Hy luister nie meer na God se opdragte nie, en hy probeer eer vir homself wen. Alles wat hy kan regkry en wat hy vermag, vat hy die eer vir homself in plaas daarvan om dit aan die Here toe te skryf. Saul raak 'n koning wat meer deur vrees regeer as geloof op die ou einde. Veral as ons gaan kyk na die verhaal daar waar hulle in die geveg is met die Filistyne, en dan kry Saul die opdrag, hy moet wag vir Samuel, sodat hulle 'n offer kan bring, voordat hulle in hierdie geveg gaan betrokke raak. En dan raak hy angstig, en hy reageer uit vrees uit, en hy bring die offer self, sonder om te wag vir Samuel, sodat hulle die Filistyne kan verower. Uiteindelik beteken dit dan nou Saul se ondergang. Hy kry ernstig seer in die geveg met die Filistyne, en dan later val hy op sy swaard. Maar in hierdie tyd wat Saul nou koning is, gebeur nou 'n ander ding ook. Dawid
as 'n karakter kom in die verhaal in en ons lees van hom ook en hy word in die geheim dan nou ook gesalf as 'n koning. Die Bybel sê vir ons Dawid is 'n man wat naby aan God geleef het. Ten spyte van Dawid wat nou ingesalf is as 'n koning, is daar eintlik ook 'n lang lys van nasate van Saul wat natuurlike troonopvolgers kan wees vir hom. Een van hierdie opvolgers is Saul se seun Jonathan. Jonathan en Dawid word toe goeie vriende in die proses en hulle maak 'n verbond met mekaar. Hulle sweer trou aan mekaar en sê dat hulle vir die res van hulle lewe goedheid en guns aan mekaar wil bewys. Jonathan gaan so ver as om sy mantel en sy wapenrusting aan Dawid te oorhandig as 'n teken dat hy sy koningskap en hy wat 'n troonopvolger is, abdikeer en Dawid erken as die volgende leier. Ongelukkig gebeur dit dan so dat Jonathan saam met sy broers en sy pa sterf in hierdie geveg met die Filistyne en hulle almal, die hele huis van Saul sterf uit behalwe vir twee karakters wat ons vandag nou mooi by gaan stilstaan. Die een is Is-Boset wat 'n broer van Jonathan is, 'n seun van Saul en hy word dan die troonopvolger wanneer Saul sterf, maar ook nie vir baie lank nie, dan gaan hy ook dood. Dit gebeur toe nou so dat 'n ruk lang later na Is-Boset se dood die volk na Dawid toe kom om vir hom te vra, sal hy nie ook vir hulle 'n koning wees nie. Ons gaan so klein bietjie verder daaroor inlees as ons klaar is met die teksgedeelte. Maar hierdie is nou 'n lang stuk geskiedenis wat hopelik vir jou gaan sin maak wanneer ons hierdie verhaal lees, want hierdie karakters word genoem net sodat jy kan weet min of meer waar ons nou is in die geskiedenis van Israel en hoe hierdie verhaal nou in die groter prentjie inpas. Ek wil tog vir jou vra terwyl ons so deur hierdie teks lees, dat jy ons tema van vandag in jou agterkop sal hou. Kyk of jy kan raak sien waar vrees en waar hoop besig is om in hierdie verhaal na vore te kom. Kom ons lees saam van vers 1 af in 2 Samuel 9. Op 'n dag het Dawid gevra, het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek sou hom graag onder my sorg wil neem ter wille van Jonathan. Hulle het toe vir Siba, 'n amptenaar van Saul se hofhouding na hom toe laat roep. Is jy Siba? Vra die koning. Hy antwoord, ek is u onderdaan. Is daar nie miskien iemand uit Saul se familie oor nie, wou die koning weet. Ek wil hom 'n besonderse guns bewys. Daar is nog 'n krepeel seun van Jonathan, was Siba se antwoord aan die koning. Waar is hy? Vra die koning toe. En hy het geantwoord, hy is in die huis van Amiel se seun Makir in Lodabar. Koning Dawid het hom toe laat haal uit Makir se huis in Lodabar en toe Mefiboset, seun van Saul se seun Jonathan by Dawid kom, het hy op sy knieë geval voor Dawid en gebuig. Mefiboset, vra Dawid. Ek is u onderdaan, antwoord hy. Dawid sê vir hom, moenie bekommerd wees nie, want ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van Jonathan jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. Hy het weer voor Dawid gebuig en gesê, wat is ek tog dat u aandag gee aan 'n dooie hond soos ek? Dawid het vir Siba, die amptenaar van Saul, geroep en hom beveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort, gee ek aan sy kleinseun. Jy en jou seuns en jou slawe moet vir hom die land bewerk en die oes insamel, sodat daar kos kan wees vir sy huishouding en sodat hulle kan eet. Maar Mefiboset, die kleinseun van Saul, sal van nou af by my aan huis eet. Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Hy het die koning geantwoord, ek is u onderdaan, ek sal doen net soos die koning my beveel het. En Mefiboset
sal by u aan huis eet soos u eie kind. Mefiboset het 'n klein seun gehad wie se naam Micha was. Die hele huishouding van Siba moes vir Mefiboset bedien. Mefiboset, wie se voete gebreklik was, het in Jerusalem gebly, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. Ons is nou hier in die verhaal waar Dawid nou 'n ruk lank al 'n koning is van die Suidryk, maar na die dood van Is-Boset, die seun van Saul, wat koning was oor die Noordryk, kom die Noordryk na Dawid toe en sê, ons wil graag hê dat jy nie net koning moet wees van die Suidryk nie, maar ook koning oor ons, wat jou dan nou koning oor die hele land maak. Hier is nou baie karakters, en ek hoop jy het so half bietjie kop gehou van almal wat hier in hierdie verhaal genoem is, maar die belangrikste van dit wat ons nou in gedagte moet hou net, is dat die koningshuis van Saul is besig om uit te sterf. Jonathan, wat die natuurlike troonopvolger sou wees, vir Saul sterf saam met sy broers en saam met sy pa in hierdie geveg teen die Filistyne, en die enigste troonopvolger is Is-Boset, en hy is toe nou later ook dood, so dit laat nou net die enigste nageslag, die enigste een van Saul se bloedlyn, is hierdie seun van Jonathan, wat 'n gebrek het aan sy voete, Mefiboset. Maar hy is heel waarskynlik weens sy gebrek nie 'n baie geskikte kandidaat vir 'n troonopvolger nie. En dit gaan baie oor die manier hoe hulle in daai tyd gedink het oor liggaamlike gebreke en siektes. Hulle het geglo dat 'n liggaamlike gebrek 'n vloek is, of dalk 'n straf van God wat jy aan jou lyf dra. So mense sou kon sê dat Mefiboset nou die straf moet dra van dit alles wat sy oupa Saul verkeerd gedoen het, toe hy weggedraai het van God af. Die naam van die plek wat Mefiboset ook wegkruip, speel ook 'n belangrike rol, Lodabar. Dit beteken letterlik dat dit geen plek is nie, 'n plek waar daar geen veiding is nie. So dis hierdie droë, dorre plek waar daar niks kan groei nie, waar niemand wil leef nie, want as daar nie veiding is nie, kan jy nie jou vee laat wei nie, jy het nie kos daar nie. Dit is net 'n baie uitdagende plek om te leef. Verder hoor ons ook eintlik uit Mefiboset se naam uit iets wat hierdie vloek of straf verwoord. Mefiboset se naam, as mense dit nou vertaal uit die Hebreëus uit, beteken letterlik uit skaamte. So hy dra die skaamte nou van die Saul koningshuis. Dawid sou maklik hier vir Mefiboset as die laaste oorblywende nageslag van Saul as 'n bedreiging kon sien. Hoewel hy dalk nie 'n geskikte troonopvolger was nie, is hy nog steeds in 'n sekere sin 'n afstammeling van Saul en kon hy dalk aanspraak maak daarop. So Dawid kon maklik gesê het, hoorie, maar ek wil graag eerder van hierdie bedreiging ontslaa raak. En as mense die verhaal so in 2 Samuel 9 lees, dit begin vir my persoonlik so bietjie onheilspellend. Dawid wat nou wil weet of daar nou nog enige iemand oor is van Saul se bloedlyn. Klink so amper al asof mense wil vra, jene, wat wil Dawid nou met hulle doen? Hy sê dat hy graag uit goeie bedoelings wil optree, maar miskien wil hy hierdie goeie bedoelings gebruik om agter dit weg te kruip, sodat hy die bloedlyn van Saul kan uitrook en met hierdie bedreiging dan in die gesig staar en dit kan hanteer. Mens sien ook in die manier hoe Mefiboset by Dawid aankom, dat dit heel waarskynlik iets is wat hy self verwag het, dat hy dalk bang was en in vrees na Dawid toe gekom het, in vrees vir sy lewe, wat gaan Dawid nou met hom wil doen? Hy val op sy knieë neer en hy buig vooroor as 'n gebaar van onderwerping, dat hy homself aan Dawid onderwerp en aan sy koninklike mag onderwerp en dat hy nie vir hom graag 'n bedreiging wil wees nie.
Dan sien ons hier die wonderlike gebaar van Dawid, wat sy guns aan Mefiboset wil bewys. Hy het jare terug hierdie verbond gesluit met Mefiboset se pa Jonathan, dat hulle graag aan mekaar guns wil bewys. En Dawid sê, maar dit gaan vir my verder as net die belofte wat ek met jou pa gemaak het. Ek wil graag hê, jy moet ook hierdie guns geniet. Dawid het hierdie mag gehad om uit vrees uit te reageer. Hy het die mag gehad om enigiets met Mefiboset te doen, maar hy kies om eerder die pad van hoop te volg. Die 83 vertaling waaruit ons vanoggend gelees het, vertaal hier in vers 3 dat Dawid hierdie besonderse guns aan Mefiboset wil bewys. Maar as 'n mens gaan kyk wat staan in die oorspronklike Hebreëus, dan sien 'n mens dat daai guns wys na die guns van God. So letterlik daai woordjie wat gebruik word om in ander plekke in die Bybel te verwys na hierdie verbond wat God met Israel het, 'n ewige trou. Troue liefde, loyaliteit. En dit vanuit hier reageer Dawid. Dawid sê, moenie bang wees nie. Ek gaan jou goedheid bewys, goddelike guns bewys, terwille van jou pa Jonathan. Ek gee jou al die grond van jou oupa Saul terug, en jy sal altyd aan sy tafel eet. Sien gou vir 'n oomblik net die groter prentjie raak wat besig is om hier te gebeur. 'n verlamde, vergete kleinseun van 'n verwerpte koning, wat wegkruip op 'n plek van niks, en in vrees leef uit skaamte, word hier iemand met 'n identiteit wat geen skaamte hoef te hê nie, wat 'n ereplek aan die koning se tafel kry en eintlik soos 'n kind in die koning se huis bly. As ek vandag vir jou moet vra, met watter karakter in hierdie verhaal kan jy identifiseer? Wie sou dit wees? Is jy dalk 'n Saul wat goed begin het op 'n stadium, wat goeie werk gedoen het, maar ergens van die pad afgedwaal het, ergens jou rug op God gedraai het en ongehoorsaam is teenoor sy wil? Of is jy dalk 'n Dawid wat in 'n magsposisie sit, wat kan kies, gaan ek uit vrees uit reageer, of gaan ek die pad van hoop volg? Gaan ek uit hoop uit reageer en om God se guns teenoor iemand te bewys? Of is jy dalk Mefiboset wat vermink in skaamte wegkruip uit vrees? Ek dink nogal ons almal kan ergens in ons lewe onsself vereenselwig met Mefiboset, want dit is so half die grondslag van ons geloof. Ons is gebore in sonde, ons lewe hier op aarde amper al vermink in die sonde, en ons staan skaam voor God en kyk in afhanklikheid na sy genade om ons te verlos. Nou hoor ons dat God uit sy genade uit sy guns teenoor ons bewys en vir ons plek gee aan sy tafel. As ons dan met hierdie invalshoek na hierdie verhaal kyk, dan word Dawid eintlik 'n beeld van God se hart, wat 'n belofte maak, 'n belofte om sy volk te beskerm, daar te wees vir hulle, hierdie veilige ruimte te wees, altyd trou te wees aan hulle, wat die mag het om te vernietig, maar eerder kies om te herstel. Ons sien dit in God se hart ook in die genade aan die kruis, waar God as die skepper God almagtig oor die hele aarde die vermoë het om 'n nuwe aarde, nuwe mense te skep en klaar te wees met ons ou sondige mense, maar in plaas daarvan om dit alles tot nul te maak, wil hy juis hierdie verhouding herstel en 'n ruimte skep vir ons om deel te kan vorm van hierdie troue liefde van hom. God wat nooit vrees kweek nie, maar eerder hoop bring, deur vir ons te sê, ons mag nie bang wees nie. Ons hoor in hierdie verhaal God se hart wat uitroep en aktief soek. Is daar nog iemand aan wie ek my guns kan bewys? En binne in hierdie belofte van God,
daar waar ons aan sy tafel is en sy oorvloed geniet, waar ons veilig kan wees en veilig kan voel by hom, word ons dan ook geroep om hierdie veilige ruimte te wees vir ander. Kom ons dink vir 'n oomblik net aan die een of die ander kant van hierdie saak. Wanneer laas was jy so bang gewees in 'n situasie waar jy geweet het, jy het geen beheer oor die dinge wat nou besig is om te gebeur nie. 'n Tyd wat jy in jou hart gedink het, ek is kwesbaar, ek is weerloos, ek is uitgelewer en ek weet glad nie hoe hierdie situasie gaan eindig nie. Daai gevoel van verlatenheid, van vrees, wil ek hê moet jy vir 'n oomblik net in jou hart hou. Hoeveel mense in Suid-Afrika voel elke dag so, word elke dag gekonfronteer met hierdie kwesbaarheid. Hoeveel mense van ons mede-Suid-Afrikaanse burgers leef in vrees, want hulle voel nie welkom hier nie. Watter effek sou ons nie kon gehad het op hierdie mense, as ons net vir hulle 'n veilige ruimte kon gee nie? Hoe sou ons nie iemand se lewe kon aanraak om vir 'n medemens 'n ruimte te wees waar hulle welkom kan voel en hierdie innooi van God, soos wat hy ons innooi om aan sy tafel te kom sit, ook beleef van ons kant af hoe ons hulle innooi om veilig en welkom te kan voel nie. Dit is die uitdaging van versoening en geregtigheid, om die een te wees wat die eerste stap neem om 'n verhouding te skep of te herstel. Versoening en geregtigheid gaan oor 'n keuse om vry te spreek en in te nooi, juis daar waar ons in die posisie is om eintlik te vergeld en wraak te neem. Dis die verskil hier, die keuse wat 'n mens moet maak in versoening en geregtigheid. Gaan ons reageer vanuit 'n plek van vrees uit, waar ons uit vrees uit baie maklik eerder net op die aanval is, of kies ons die pad van hoop wat herstel bring? Ons mense is honger vir versoening. Dit is iets wat ons nie net hier in ons eie land beleef nie, maar wat ons regtig wêreldwyd beleef. Mense is honger vir versoening. In my voorbereiding vir vandag se preek sien ek of kom ek op 'n storieetjie af van 'n Spaanse pa wat 'n seun gehad het, en ergens langs die pad het hierdie verhouding tussen hierdie pa en seun versuur. Hulle het kontak verloor met mekaar, maar elkeen net op hulle eie aangegaan. En op 'n stadium besef hierdie pa, maar hy wil regtig vrede maak met sy seun. Hy wil graag hê daar moet versoening plaasvind tussen die twee van hulle, maar hy het nie meer kontak nie. So hy besluit toe om te gaan na die plaaslike koerant toe, en hy neem toe 'n advertensie uit, of hy plaas 'n klein beriggie in die koerant waar hy sê, Paco, jou pa, ek is jammer, dis jou pa hierdie. Ek het nie meer kontak met jou nie, maar ek wil jou graag weer sien en ek wil graag ons verhouding herstel. Kry my Dinsdagoggend 10 uur voor hierdie koerant se kantoorblok. En toe die tyd aanbreek vir hierdie pa om sy seun Paco te gaan ontmoet, toe staan hierdie pa verbaas voor hierdie kantoor om te sien hoe 800 mans opgedaag het om vrede te maak met hulle paas. Miskien is Paco maar dalk 'n algemene naam in Spanje soos ons Jan of Piet, maar soveel mense wat honger is vir versoening. Die les wat ons uit hierdie verhaal uit leer is dat ons almal soek vrede. Ons almal wil in vrede met mekaar saamleef. Hierdie aksie van versoening wat ons nou sien ook van Dawid wys vir ons dat as ons dit wil hê, as ons hierdie vrede wil hê en ons wil versoening bring, beteken dit nie dat ons passief kan wees nie. Ons moet 'n aktiewe stap neem om dit te maak werk. Wanneer Dawid wil weet of daar nog enige iemand is van Saul se bloedlyn, dan kon hy maklik gesê het, okay, ons weet nou van Mefiboset,
Hy leef daar, hy is nie op hierdie huidige stadium vir ons 'n bedreiging nie. Kom ons hou hom maar net dop, ons kyk hoe gaan die ding as hy 'n bedreiging word, sal ons deel met dit, maar ons hou dit net so in ons agterkop, of hy kon gekies het om dit heeltemal te ignoreer. Dis nie wat Dawid doen nie, hy neem 'n aktiewe stap om vir Jonathan se bloedlyn goedheid te bewys. In ons land waar daar so baie ongeregtigheid is, waar daar so baie dinge is wat ons maklik oor kan kla, of waar ons ook maklik onreg kan sien, maar dit raak nie ons lywe aan nie, ons voel dit miskien dalk nie so direk aan onsself nie, so ons doen nie vreeslik baie daaraan nie, is daar juis verskriklik ruimte waar ons aktief kan betrokke raak. Ons kan so maklik in passiwiteit verval, omdat dit miskien nog nie te naby aan ons huis kom nie. Maar ons sien dit nog steeds in ons samelewing raak. Mefiboset se storie is ons storie. Ons almal dra ons eie gebrokenheid, ons eie vrese, ons eie skaamtes. En tog hoor ons die stem van 'n koning wat vir ons sê, moenie bang wees nie. Jy gaan van nou af aan my tafel sit en eet. Van die begin van Dawid se verhaal af tot vandag hier by ons bly hierdie vraag dieselfde. Kies ons hoop of vrees? Dawid wys vir ons hoe hoop lyk. Nie as iets wat net vaag is nie. Hoop is nie net 'n mooi woord wat ons miskien dalk op ons tydse kan sit nie. Hoop is nie net 'n emosie wat ons voel nie. Dit is ons wat aktief kies om versoening na te streef. Om deur ons dade en deur ons interaksies met mense te wys dat ons hulle graag wil laat veilig en welkom voel. Dit is die hart van die evangelie, liewe vriend. Dit is hoe God werk. Sy goedheid oorwin altyd die vrees. Sy hoop herstel altyd die skaamte. So werk God ook met ons. Wanneer hy sê, moenie bang wees nie, nooi hy ons uit om vir hom en saam met hom te leef, vol hoop en sonder vrees. En dit is ook hoe ons geroep word om te leef as draers van hoop, as mense wat juis graag ander wil laat veilig voel in ons teenwoordigheid, veilig wil laat voel in ons verhoudings, wat genade uitleef teenoor ander mense, wat met reg en geregtigheid en goedheid eerste leef. En uiteindelik sien ons in Dawid se gebaar iets van God se hart wat in Christus ten volle sigbaar word. Want waar Dawid vir Mefiboset 'n plek aan die koninklike tafel gee, weet ons ook dat Jesus Christus vir ons innooi om aan te sit by sy tafel van genade. Hy is die ware koning wat nie deur vrees wil regeer nie, wat nie mense wil onderwerp aan hom uit vrees uit nie, maar wat juis in selfprysgawe en in vrede ons innooi om deel te kan wees van sy koninkryk. Wanneer ons dan bid, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde, dan bid ons dat hierdie hoop van Christus ons lewe sal vorm, dat sy manier van heers deur guns, barmhartigheid en vergifnis ook sigbaar sal word in ons verhoudings, ons interaksies met mense en uiteindelik ook in ons gemeenskap en ook in ons land. Daar waar mense in skaamte en in vrees leef, liewe vriende, word ons geroep om tekens van God se koninkryk te wees, om 'n plek te maak vir ander ook aan die tafel van hoop. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, koning van genade en van vrede, ons dank u dat u vir ons 'n plek aan die tafel gegee het. Nie omdat ons waardig is en aanspraak kan maak op dit nie, maar omdat u aan ons 'n guns wil bewys. U het die vrees van hierdie wêreld gedra aan die kruis, sodat ons in hoop kan leef.
U het ons skaamte herstel en U nooi ons om draers van versoening te wees. Leer ons, Here, om die guns van God te bewys soos Dawid dit aan Mefiboset bewys het, om mense raak te sien wat ander miskyk en om hoop te bring waar vrees nog heers. Here, dis ons gebed dat ons vrede wat ons bring ook herstel bring in stikkende verhoudings. Mag U koninkryk kom, Here. Mag U wil geskied, so ook op die aarde, deur ons woorde en ons dade en ons liefde. En wanneer ons self bang word, laat ons hoor hoe U weer sê, moenie bang wees nie. Jy het 'n plek by my. Amen.